Moedersdag. Ek het daar in Hooglied gaan rondkyk. En as jy 'n tydjie kry, gaan lees maar daar in Hooglied. En toe vat die Gees my hierna gedeelte in Spreuke. Spreuke 31 vanaf vers 10 tot en met daar vers 20. So 'n paar verse wat ons dan saam gaan lees. ‘n knap vrou is baie werd, baie meer as edelstene. Haar man steun op haar en pluk die vrugte van haar werk. Awesome woorde. Sy bring vir hom net voordeel, nie nadeel nie. Haar hele lewe lang doen sy dit. Sy maak wol en vlas bymekaar en geniet dit om dit te verwerk. Sy is soos die handelskepe, sy bring die kos van ver af in. Sy staan op as dit nog nag is en maak kos vir haar huisgesin. Ook haar slavinne kry hulle deel. Sy oorweeg die waarde van 'n stuk grond en koop dit. Sy sit dit onder met wingerd, met geld wat sy self verdien het. Sy pak die werk aan met krag. Haar hande staan vir niks verkeerd nie. Sy stel vas of die wins goed is en haar lamp hou aan met brand. Pragtig. Sy werk met die spinwiel. Haar hande bly besig met die weefstoel. Sy het 'n oop hand vir die armes. Sy is vrygewig teenoor al die behoeftiges. Sy is gerus oor haar huisgesin as dit sneeu. Met ander woorde, as dit moeilik gaan. Tot sover toe. Uit die onfeilbare woord van die Here. Ek sit daar agter my lesenaar. En Bef is nie daar nie. Sy is in kantoor toe. En ek vra vir die Here. Wat se woord wil U vir ons gee? Dit beteken ek moet stopvat. En ek moet kyk na my vrou, wat my vrou vir my beteken. Wat ons vrouens vir ons beteken, ons wat hier sit vanoggend. Want ek glo elke man sal dit wat ek vanoggend sê, kan beaam. En saamstem met dit. En terwyl ek so deur die Bybel blaai, gaan soek ek na verhale wat handel oor vrouens.
Maar terwyl ek dit so lees, toe kom ek agter dat daar baie van sulke gevalle in die woord van God is, wat geskryf word oor vrouens en spesifiek oor moeders, en dat hulle belangrik was vir die Here. En om dit te illustreer, wil ek begin daar by Genesis. Genesis 17 vers 15 en 16. Hoor wat sê die kosbare woord. Die Here is in gesprek met Abraham. Maar die gedeelte sê verder het God aan Abraham gesê, Sarai, jou vrou, moet jy nie meer Sarai noem nie, maar haar naam sal van nou af Sara wees. Hoor wat sê die Here, hy sê, en ek sal haar seën, en jou uit haar ook 'n seun gee. Ja, ek sal haar seën, sodat sy tot nasies sal word, konings van volke sal uit haar voorkom. Dis 'n belofte wat God gemaak het aan Abraham. En daardie belofte wat die Here aan Abraham gemaak het, het dan ook waar geword. Daar is talle voorbeelde in die onfeilbare woord van God oor vrouens wat ek gelees het. Daar is net so 'n paar wat ek vir u wil noem, net 'n paar, ek wil net aan dit raak. Hanna, sy het gebid vir 'n kind van die Here. En die Here het haar moederskoot geopen, sodat sy 'n kind kon baar. Want sy kon nie kindertjies kry nie. Dan lees ons van die vrou wat oorspel gepleeg het, vir wie Jesus gesê het, ek oordeel jou ook nie. Gaan en sondig nie meer nie. Dis waar hulle hou wou stenig met klippe. Dan lees ons van Esther, wat haar lewe gewaag het, en toe guns ontvang het van die koning. Ons lees van Rahab die hoer, wat die 2 spioene weggesteek het, en deur daai daad wat sy gedoen het daar, het sy haar en haar familie se lewens gered. Ons lees van Rut, wat met koning Moab getrou het. Nou, sy is een van 4 vroue, wat in die geslagsregister van Jesus opgeteken staan. Wie van julle kan die ander vir my noem? Die ander 3. Dis Tamar. Wie was Tamar? Jakob se seun was getroud met haar. Dan hierdie einste Rahab wat ons van lees. Die woord van God sê Rahab die hoer, kom ook in die geslagsregister van Jesus voor. Dan die vrou wat Dawid deur die venster gekyk het na van die hoe af toe hy se gebad het, Bathsheba. Hy het uiteindelik met haar 'n kind gehad. Hy het haar Bathsheba se man vermoor, maar Bathsheba word ook genoem in Jesus se geslagsregister. Dit is vir my net 'n teken hoe belangrik die vrou in die oë van God is. Dan lees ons van Maria Magdalena, wat Jesus se voete met haar trane gewas het en haar hare afgedroog het.
As ek na daardie verhale kyk, dan doen dit iets hier in die binnekant van my. Sy was ook die eerste persoon wat vir Jesus gesien het na sy opstanding. Daar is nog baie voorbeelde wat die woord van God vir ons noem. Maar ek wil nog een naam noem. Die ander Maria gewees. Dit was die moeder van Jesus. Sy was deur God uitgekies om deur die Heilige Gees bevrug te word, sodat sy geboorte kon gee aan Jesus. Uitgesoek. Dit is wat baie mense wil wegvat. Baie van die mense wat nie glo in die woord van God, wat nie glo in Jesus nie, wil dit kom verdoesel en wegvat. En sê, hoe is dit moontlik? Laat 'n maagd 'n kind kan baar. Iemand wat nie by haar geslaap het nie. Hoe is dit moontlik? Dit is, want God is in beheer van dit. Hoe het Maria gereageer toe die engel aan haar kom vertel het? Dit is wat met haar gaan gebeur. Hoe het sy gereageer toe sy daardie woord kry? Lukas 1:38. Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het, toe die engel van haar weggegaan. Het ek en jy by 'n plek gekom waar ons vir die Here sê, laat dit so wees, Here. Veral wanneer dit 'n moeilike oomblik is wat ek gaan moet deurgaan. Want ek wil dit sidestep. Dit is makliker om verby dit te kom as om deur dit te gaan. En soos enige moeder was Maria lief vir Jesus gewees. Sy was lief vir haar seun. Sy het oral saam met Jesus gaan. Waar hy gaan het sy saam met hom gereis tydens sy bediening. Hy 3 jaar het hy bedien. Net 3 jaar. Sy was by hom gewees toe hy die eerste wonderwerk gedoen het. Toe hy die water in wyn verander het. Sy was saam met hom toe die Fariseërs vir Jesus gevonnis het. Maar dan was sy ook daar by Jesus gewees toe hy vasgespijker word aan die kruis. Kan u indink wat deur daai moeder se hart moes gaan terwyl sy dit aanskou? Want jy sien, Maria se liefde vir haar seun was baie groot gewees. Sy het by Jesus gestaan tot aan die einde toe. Is dit nie wat ons mammas vandag nog doen nie? Wat by ons staan, ons as mans, tot aan die einde toe. Mamas, ek wil vir julle sê vanoggend, julle is absoluut kosbaar vir ons, sodat ons gelees het net nou in die woord ook. Julle is geskenke uit God se hand, wat ons as mans ontvang het, en ons kinders. Maar die belangrikste is, ek wil hê julle moet dit weet, soos al daardie vrouens wat ons van gehoor het, belangrik was vir die Here, is jy mamma wat vanoggend hier sit, net so belangrik vir Koning Jesus.
Hy sien vir jou. Hy weet waardeur jy gaan. Hy ken jou. Spreuke 18:22. En nog 'n vertaling sê, wie 'n geskikte lewensmaat vind. Die Here kom praat met ons as mans deur hierdie teksvers. Hy sê, wie 'n geskikte lewensmaat vind, moet haar nie as vanselfsprekend aanvaar nie. Dit is 'n teken van die Here se liefde vir jou. Sjoe. En ek word geskit in daai stoel waar ek sit. Ek hoop die mans, die papas het mooi geluister na daai teksvers. Want jy sien, as ek en jy 'n vrou gevind het, dan het ons geluk gekry en ons geniet die liefde wat Jesus se goedheid aan ons kom gee. Van nergens anders af nie, dit kom van Jesus, dit is 'n geskenk uit God se hand uit wat ons ontvang het. En ek sit daar en my gedagtes begin hardloop. Wat beteken Bef vir my? En ek vat 'n pen en ek begin skryf. Maar dit het nie net gekom nie. Dit het gevloei soos 'n stroom water. Toe kom ek agter wie my vrou is. En dis nie dat ek vergeet het wie sy is nie. Ek moes op daai oomblik moes ek net gaan dink. En dit is wat God wil hê, ons as mans wat hier sit. Het jy al gewonder wat jou vrou vir jou beteken? Pastoor, gooi vir ons net daai teksvers daarop asseblief. En die Gees van God vat my daar na daai teksvers toe. Want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie weet as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou ook nie op om vrugte te dra nie. Dankie. En ek sit en ek kyk na die teksvers en ek sê, Here, die konteks van die vrou, wat het dit met uitgewaai? En die Gees sê vir my, maar is dit nie wie jy na kyk? Bef, my vrou, is dit nie wie sy is nie? En ek vat daar die teksvers en ek verander hom. Nou ek wil hê jy moet weet, ek verander nie God se woord nie. God het sy woord gebruik sodat ek kon besef wie Bef is. God gebruik sy woord vanoggend sodat ek en jy, man wat hier kan sit, weet wie ons vrouens is. En daai teksvers is so bietjie verander. En die Gees sê vir my, sy, ons vrouens, die een wat langs jou sit, is soos 'n boom wat by die water geplant is. Wat haar wortels diep na die stroom toe uitstoot. En wanneer dinge moeilik raak, pla dit haar nie. En in 'n droë jaar dra sy nog steeds groen blare. Wanneer dit moeilik gaan, is die vrouens nog steeds by ons. Hulle staan reg langs ons. Sy hou ook nie op om goed te doen en vrug te dra nie. En ek moes vir die Here sê, dankie. Dankie dat u deur die woord
met my kom praat om te sê wie is my vrou en laat u die woord gebruik om te sê wie is sy. Dis wie ons vrouens, ons mamas wat hier sit, is. En dit is presies wat ons skrifgedeelte, wat ek gelees het reg in die begin, vir ons sê. Ons het dit gelees, want dit sê 'n knap vrou is baie werd. Dis net weer in 'n ander vertaling die. Baie meer as edelstene. Haar man steun op haar en pluk die vrugte van haar werk. Sy bring vir hom voordeel en nie nadeel nie, haar hele lewe lank. Kan jy sien hoe die Gees dit laat inpas, sodat hy die woord gebruik, sodat ek en jy, man, wat hier vanoggend kan sit, besef wie ons is, wie ons het, waar ons staan. God praat met ons deur sy woord. Dit is hoekom die Here die vrou geskaap het met sagtheid, met liefde. Iemand wat geduld het, iemand wat omgee vir haar naaste, ons het dit gelees. Iemand wat vir die naaste, die mense aan haar kom sorg. Dit is hoekom mamas uitreik na behoeftige mense. Dit is hoekom mamas betrokke raak in liefdadigheid. Want dit is God wat daardie Gees en daardie kwaliteite in mamas kom bewerk het. Hoekom? Jy sien, want mamas is gewillig om deur God gebruik te word. Ons mamas leer ons kinders van Jesus. Ons mamas leer vir ons kindertjies van kleins af hoe om te bid. Maar belangrik, dit is ons mamas wat prakties vir ons kinders wys wat liefde is. Sodat hulle kan verstaan wat liefde is. En as jy vanoggend hier sit, dan beteken dit jy het 'n moeder gehad, of jy het nog steeds een. Sy het jou in haar liggaam vir 9 maande gedra. Sy is die eerste mens wat jou vasgehou het. Haar hoogste prioriteit was om jou op te pas, om goed te doen aan jou, om na elkeen vir jou behoeftes om te sien. Sy het jou doeke geruil, sy het jou opgetel, sy het jou getroos. Sy het 'n band-aid op jou vinger gesit, op jou toon, op jou been waar dit nodig was. Haar liefde het sy vrylik uitgedeel. Maar sy het nog nooit opgehou om daardie liefde uit te deel nie. Maar diep in elke mamma se hart het hulle ook maar behoeftes. 'n Behoefte om gewaardeer te word. 'n Behoefte net om te hoor ek is lief vir jou. 'n Behoefte om te hoor jy is special vir my. Maar so min van ons is bereid om dit vir ons mamas te sê. Ek het mos lank terug, 49 jaar terug, toe ek met haar getrou het, met Bef getrou het, want dit verskil maar van persoon na persoon wat jy sit, maar lang terug het ons mos vir hulle gesê toe ons met hulle getrou het, ek is lief vir jou. En as dit enigszins verander het, dan sal ons mos dit vir hulle gesê het. Maar tot dan toe staan daai liefdesverklaring wat ek gemaak het. En intussen smag die vrou net om te hoor, daardie jou liefdeswoordjie, ek is lief vir jou. Of ou drukkie te kry en sê, moenie worry nie. En baie van ons mans is ongemaklik daaroor. Ons voel ongemaklik daarmee. Sy weet mos ek is lief vir haar.
Manne, ons kan maar ongemaklik daarmee wees. Kom ons doen die regte ding. Gee haar 'n drukkie. Vertel vir haar, jy's lief vir haar. Dankie Jerry, ek sien hoe smaal sy so, jy het so lank laas doen, sy smaal toe jou, sonder so druk daar, my boeta. Ek kon die reaksie sien. Mens sien daai reaksie, jy kom dit agter, dit is wat vrouens graag wil hê. Ons handelinge moet net soos die vrou wat die liefde uitdeel, moet dit wys. Jy sien, 'n mamma het haar kinders lief, 'n ma, 'n vrou het haar man lief, omdat die Here se liefde haar daarvan laat oorloop. Sy offer haarself op vir haar man en haar kinders. Vir hulle wie die Here vir haar gegee het. Al wat 'n mamma wil bereik is om haar familie gelukkig te sien. Happy te sien. En mamma spandeer, dit is nou maar so, hulle spandeer baie min op hulle self. Hulle kyk eers na hulle mense, voordat hulle na hulle eie behoeftes sal omsien. Dit is wie die mamas is. 'n Mamma skuif haar eie drome en ideale op sy, om haar kinders en haar man se waar te maak. Van nature is 'n mamma 'n sielkundige. Veral my mamma, want sy het altyd 'n simpatieke oor, wanneer hierdie ou kom kla en kerm. Wanneer ek my hart leeg maak teenoor haar, het sy 'n simpatieke oor wat luister, en al verdien ek dit nie. Kom Beth nog steeds altyd vir my op. Ek kan altyd staat maak op haar ondersteuning. Haar liefde hou net nooit op nie. Maar tog het ons mamas hulle eie behoeftes. Behalwe die Here, die kyk na hulle behoeftes. Die sorg vir hulle. Kry ons mamas werklik die liefde wat hulle toekom? Mamas, baie dankie vir wat julle vir ons as mans doen en ons kinders. Dankie vir julle bereidwillige, liefdevolle moeders wat julle is. Maar wat nie net julle eie gesinne versorg nie, wat ook uitreik en kyk na ander mense. Dankie vir die voorbeeld wat julle in ons lewens stel. Mag julle 'n besonderse Moedersdag vandag hê. Mag julle 'n dubbelmaat van die seën van die Here ontvang. En mag hy in al julle behoeftes voorsien. Julle het nog altyd 'n belangrike plek in God se oë gehad. Julle het nog altyd 'n belangrike plek in God se skepingsplan, en sy doel. Dit is hoekom ons in Spreuke 31 kon lees, dat 'n goeie vrou is meer werd as edelstene. Julle is special. Ons is lief vir julle, ons waardeer julle. En ek glo nie ooit, ons sal die waarde regtig van 'n moeder gaan bepaal nie. Ons sal nie kan nie, ons kan dit nie meet nie. En ek gaan klaar maak met 2 Korintiërs 13 vers 13. Mag die genade van die Here Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees
met julle wees. Dit is ook 'n teksvers uit die woord van God. Amen. Daar is nou iets wat vir elke mamma wat sakkies, iets lekkernytjie, dis vir die mammas, mans, ons in 'n kom. Maar wat voorberei is vir julle, maar hier's net 'n liedjie en wat ons na gaan luister, en dit is vir julle mammas. En dit kom so uit ons harte uit, alhoewel Jonita dit vir ons gaan sing, kom dit uit ons harte uit vir elkeen van die mammas wat hier is. Jy kan hom maar speel. Waar kry ek woorde om dit te sê? Hoe kan ek ooit vertel wat diep binne lê? Waar kry ek die woorde om dit te sê? Ek kan dit sien, mama, jy is alles wat ek kind wil hee. Met my eerste asemteug was jy daar. Ek my omgedraai as ek van jaren. En in jou hart het jy my vastgehouden. Mama, dat is nou een keer krijgen. Ek gaan die man is aan nou. Wil ek check as best aan die ander op?